Zijn die pikkewyn. In die koue, ysige wêreld van Antarktika het 'n klein pikkewyntjie met die naam Zijn saam met sy familie en vriende gewoon. Zijn was altyd vol energie en het daarvan gehou om in die sneeu te gly en saam met sy vriende te swem. Maar eendag het Zijn iets vreemds opgemerk. "Waar is al die visse?" het Zijn gevra, terwyl hy na die leë see gestaar het. Sy mamma het hom gerusgestel. "Moenie bekommerd wees nie, Zijn. Soms moet ons net 'n bietjie verder swem om kos te kry." Maar die dae het verbygegaan en die visse het nie teruggekom nie. Zijn het begin bekommerd raak. Hy het besluit om met sy oupa, 'n wyse ou pikkewyn, te praat. "Oupa, hoekom is daar nie meer visse nie?" het Zijn gevra. Oupa het diep gesug en gesê, "Zijn, die wêreld verander, die water word warmer en die mense vang te veel vis. Dit maak dit vir ons moeiliker om kos te kry." Zijn het groot geskrik. "Wat kan ons doen, oupa?" "Ons moet mense bewus maak van ons situasie," het oupa gesê. "Hulle moet weet dat hulle ons moet help om ons tuiste en kos te beskerm." Zijn het besluit om aksie te neem. Hy het 'n plan gemaak om 'n boodskap aan die mense te stuur. Hy het 'n groot ysblok gekry en met sy vriende begin werk om 'n prent van 'n pikkewynfamilie daarop te kerf. Onder die prent het hulle geskryf: "Help ons asseblief, beskerm ons tuiste en ons kos." Met die hulp van 'n paar vriendelike seemeeuwe het hulle die ysblok na 'n plek geneem waar mense dit kon sien. Die mense was geskok toe hulle die boodskap sien. Hulle het besef dat hulle sou iets moes doen om die pikkewyne te help. Mense het begin om minder vis te vang en het maniere gevind om die water skoner en kouer te hou. Hulle het ook begin om pikkewynreservate te skep waar pikkewyne veilig kon wees. Zijn was bly om te sien hoe dinge begin verander. Hy het geweet dat dit nie maklik sou wees nie, maar hy was vasbeslote om aan te hou veg vir sy toekoms en die van sy vriende. En so het Zijn en sy vriende geleer dat deur saam te werk die mense bewus te maak, hulle 'n verskil kon maak. Hulle het geweet dat hulle tuiste en kos beskerm moes word, nie net vir hulle nie, maar vir al die toekomstige pikkewyne. Hierdie storie leer ons dat elkeen van ons 'n rol kan speel in die beskerming van ons natuur en die diere wat daarin woon. Deur bewus te wees van ons aksies en hoe ons dit die wêreld om ons beïnvloed, kan ons help om 'n beter toekoms vir almal te skep.